pastoor was verantwoordelik vir die redigering van die kursus. Wat het jy persoonlik daaruit geleer en hoe het die proses jou eie perspektief verbreed? Dis nou 'n baie interessante vraag. Toe ons die dag die launch gedoen het, het ek nou al mooi vir julle vertel. Ek sal dit nou weer mooi vertel. Want eintlik is dit 'n skande, maar ja, dis hom ook nie so groot skande nie. Ek wil net eers sê wat die skande was. Nee, ek span nou die waar voor die perde. Ek gaan nou begin. Vergeet nou eers van die skande. Die skande gaan later kom. Okay. Die redigering het ek baie geniet. Want ek hou van taal en taalkundig is ek is ek blykbaar bietjie aangelees. So ek het dit geniet om die sinne te verwerk en om te kyk vir kommapunte en spelfoute en sulke dingetjies en daar het definitief deurgekom. Ek is seker van julle sal dit optel. Ek is daarom nou ook nie volmaak nie. Maar dit het 'n redelike tyd gevat. Dit het amper langer gevat as wat dit gevat het om die kursus te skryf. So ek is deur hom en ek is weer deur hom en ek is weer deur hom. Eerstens om die sinskonstruksies reg te trek en dan begin ek die opskrifte se fonts en hulle groottes doen en elke dingetjie wat jy verander het 'n effek onder toe, jy weet, verstaan jy, so dan moet jy nou maar weer deur hom gaan en kyk, en wonder bo wonder, jy sal dit nie glo nie, is elke keer as ek deur hom gaan, dan kry ek nog ander foute ook, wat ek laat deurgaan het, maar in elk geval, so toe hy nou vir my so mooi lyk, nee, beautiful, pragtig, kyk kom, jy bly hom so vinnig deur, en sien jy, nee, daar is dubbelspasiering na elke hoofopskrif, en alles gaan so mooi, laai hom op die stokkie, en af is ek na die drukkers toe, maar toe kan ek nou al mooi, mos al vir jou vertel, wat is aan die gang en doen daai ding. Maar 'n mens lees soms sonder om te lees. Dis waar. Ja, jy lees soms sonder om te lees. Want ek moet nou dit vir jou sê, ek bedoel ek het daarom nou ook elke video gekyk wanneer hy live gegaan het. Ja. En ek het die video's ook geredigeer en al die skrifte onderaan ingesit en al daai dingetjies. So heerlikheid man, hoeveel keer wil jy dan nou hoor die boodskap in jou ore oopmaak, jy weet. En ek kom daar by ons drukker, fantastiese vrou, sy doen dit al jare en sy het regtig waar 'n pyk oog vir hierdie dinge. En sy maak dit op haar rekenaar oop. Ek weet nie wat fout met haar rekenaar, hy lyk 'n bietjie anders as myne. Sy sê vir my, Betty, gaan nou net so bietjie saam met my deur. Kyk nou net gou as ek kom scroll. Sy sê nou hou nou in gedagte. Onthou 'n rekenaarskerm is redelik groot. Dis 'n A5 boek. Sy sê hierdie spasies, wie met toe kook ek nou 'n klaai binne in my. Ek is 'n baie goeie mens, maar nie verkeerd opvryf nie. So hierdie spasies wat jy na elke opskrif het, dit is volgens die reël van die boek, is dit eintlik reg. Sy sê, maar kyk gou as jy hom vinnig deurgaan, jy mors eintlik baie spasie, en hy lees moeilik. Dink regtig. Wow. En ek wil eers ek wip my, maar binne. Ek kan my binne wip. En sy sê vir my, sy praat so oulik, sy sê, ag my ou skattebol, ek is nou so jammer, maar jy gaan dit met oordoen. En ek vat die stokkie, en ek druk hom in my handsak, en ek ry huis toe, en ek sê, Here, regtig, ons wil hierdie ding, ons wil hom bekendstel, ons wil die launch doen. Ja. Hoekom want ek weet hoe lank gaan dit nou weer vat. Hoekom moet ek, en ek beklei met die Here, ek is goed daarmee man, jy weet, en ek trek vir my stoel nader, sê, Here, sit dit ons nou 'n bietjie gesels hier oor pad huis toe, is ook nog nie so lank nie, maar ek kan my hart ledig, en die Here sê vir my, hier in my hart, Betty, jy het daai boek geredigeer, en jy het die letters gelees, maar jy het die boodskap gemis. So. Ja. En ek bekeer my, en ek sê, Here, ek is jammer. Ja. Ek gaan hom weer 'n keer doen, en ek gaan die boodskap lees, want ek het myself voorgenem, ek sal nooit ophou droom nie. Gaan bietjie later vir jou vertel van die dinge wat nog voor lê. Gaan nooit ophou droom nie. Een van die drome wat ek het, is om 'n boek te skryf, en die Here het in my hart geleef waaroor ek moet skryf, en ek is trots om vanaand te sê, na die launch het ek begin, halleluja. Amen, wow. Wel, met die redigering het dit ook vir jou geleer om, as jy jou eie boek doen, waar mens leer nog as 'n paar dinge. Ons het 'n vorige boek wat hy geskryf het ek ook die redigering gedoen, die Wet van Trots. Dit was 'n ander drukker op daardie stadium, ons het op 'n ander plek gebly.
En hy het vir ons 'n interessante ding gesê. Ek dink dit was hy wat dit vir ons gesê het. Toe sê hy, as jy die boek geskryf het, getik het, gedruk het, en jy vat die eerste uitgawe en jy blaai vir hom so deur, gaan jy dadelik sien waar daar foute is en waar dinge verkeerd is. En ek dink daai vrou het my dit gespaar. Okay. Verstaan jy? Ja. Sy het nie nodig gehad om dit te druk nie. Sy kon dit sommer so sien omdat sy die oog daarvoor het. Yes. En die Hart van God reeks wat ons ook geredigeer en gedruk het, is 'n A4 boek. So dit is weer anderster. Yes. So elke keer is dit 'n leerproses en ek is baie dankbaar daarvoor. Ja. Want 'n mens is nooit te oud om te leer. Dit is waar, dit is so waar.